ry. Hoe voel ek? Met my hande. My voet is 'n bietjie seer, ek het ver gehardloop om by die bazaar te wees en vanoggend hier te wees. Goeiemôre. Goeiedag. Gaan dit goed met julle? Ja. Jy het seker gewonder hoekom raak ek so stil? Is dit erg? Ja. Ons is nie gewoond meer aan stilte nie. Ons hou van die feit. Ons hou van klanke en dinge wat rondom is. Maar ek hoop jy die 2 minute wat dit stil was in die kerk geniet. Dit is heerlik om julle vanoggend te sien. Vertrou dat die Here ons hier gaan seën soos hy ons ook gister geseën het. Kom ons draai eers na mekaar. Kan gehoor, is hier nuwe lidmate vandag hier. Mense wat vir die eerste keer besoek of by ons kuier of hier is. Ek weet julle het ek net 'n bietjie gesels, baie welkom. Hulle bly klaar dat hy nou kykie, maar baie welkom aan julle. Amen. As hy goeiemôre. Baie welkom. Eerste keer hier. Nee, ek is ouer lidmaat. Ek is die globals. Okay. Langebaan, net nie kom kyk. Dis reg. Baie dankie. Welkom. Van waar af nou? Van Langebaan. Langebaan. Ek het prestasie gegee al die. Okay, kan ek volgende naweek 'n bietjie by jou kom kyk? Dit sal ek nie wees. Op Langebaan. Kom ons draai na mekaar toe, ons groet mekaar en dan gaan ons aan met die aankondiging. Vriende, ek het gou 'n klompie aankondigings wat ek gaan deurdraf. Ons gaan nou kom by die kosfees, maar eers 'n paar ander belangrike dinge vandag. Se fokus is op danksegging. Ons wil vir die Here dankie sê vir sy goedheid, sy liefde, sy guns oor ons wat net fantasties is. So kom ons kyk eers na 'n paar aankondigings. Vir nuwe lidmate wat hier is en ander wat besoek of wat jy van weet, as dit moontlik is, net gou so na die diens, net daar by daar agterste deur uit. Die span sal julle daar ontvang, julle inligting kry en ons wil julle dan uitnooi na 'n geleentheid wat ons 'n bietjie meer oor die gemeente wil vertel. So as julle weet van ander mense ook, is baie welkom om in te skakel en betrokke te wees. Maar julle kry net van die span daar agter in die voorportaal saam met 'n koffietjie. Dan ons deuroffers is vir die CLF, dit is die Christelike Lektuurfonds. Hierdie bediening doen fantastiese werk. Vertaalwerk wat hulle doen, produkte wat hulle daar saamstel, van klein goedjies tot boeke, om die evangelie op verskillende maniere by soveel as moontlik mense uit te kry. So as jy ons bydra by die Here gee, is dit juist om hierdie bediening finansiëel te ondersteun. Then tonight at Open Door Sundays, het ons 'n heerlike diens. Ons te gas is 'n prediker vanaand, Abraham Marangi, een van ons gemeente seuns wat preek. So kom geniet die aand saam hier. Dan somerkosfees is 'n groot dankie. Nou een woordjie kan nie eintlik sê wat alles gebeur het vooraf tot en met gister nie. Maar vergun my 'n paar minute om net hierdie dankie uit te pak. Eerstens, as ons kyk net wat ons gister gekry het, die Here kry al die eer. Amen. As julle weet waar ons 'n week terug was, het ons vir AccuWeather, Windguru, alles wat lyk soos 'n weer app het ons nagegaan. 5, 6 en die een praat dieselfde taal, nie julle ken dit baie goed. En dit sou gister omtrent so 70% reën gewees het 'n week terug. Daardie Here vir ons geseën met 'n lieflike dag. So alle eer en lof aan hom, dis waaroor die res van hierdie diens ook gaan wees. Dan 'n besonder dankie vir 2 persone wat opgestaan het, hand opgesteek het, leiding geneem het, Stefan Kleinhans en Daniel Kellerman, sy is seker by die sy bedienste. Ja, sy is alweer by die kinderbediening hier agter. Hulle het 2 die leiding geneem en dan daarmee saam 'n span conveners, reëlers van verskillende bedieninge wat ingeklim het en met spanne en 'n klomp mense hierdie kosfees beplan het tot in die fynste detail. 'n Paar maande terug het ons begin met 'n trolley by Checkers. Dankie vir elkeen wat iets gekoop het en daai trolley gesit het.
Dankie vir elkeen wat iets kom afgegee het by die kerk. Alles daai het meegewerk sodat ons 'n spesiale dag gister kon gehad het. Dit was nie 1 of 2 mense of 'n klein spannetjie se kosfees hierdie nie. Dit is almal wat saamgewerk het. Dankie dat jy gister hier was en kom deel het aan 'n heerlike dag wat die Here vir ons saam gegee het. Dan is daar 'n span soos hierdie wat hier agterby is. Een ding wat gister anders gemaak het en baie spesiaal gemaak het, is die feit dat ons eie orkes saam met 'n ander orkes vir ons lewendige musiek gegee het. Julle sal nie weet hoeveel ure hierdie span ingesit het nie. Ek dink toe ons daar so 5 minute gehad het onder die tent, Nicola, het sy gesê, net in die afgelope week, 4 dae, 10 ure agter die drom, op die drom, voor die drom, ek weet nie waar jy is, maar probeer dit bereken, 10 ure agter die drom, jou voete beweeg die hele tyd, jy slaan, en jy doen dit met 'n glimlag, en jy is vanoggend weer hier. Hier sit hulle, uitgeput. Ons het uitgedink ook maar hier is 'n span, van ons eie gey, dwars tot alles. Ja, ek dink dis 'n wenner, hy moet dit ergens vir ons kom sing. Maar baie dankie Marlies, Renier, Timotheus, Jolanda, Chris en Marisa. Julle is spesiaal en dan ook vir die res van die span wat vanoggend hier kan wees nie. Julle wil natuurlik weet wat het ons gemaak? Volgende week. Daar is 'n manier om alles wat die Here vir ons gegee het, om dit in een dag klaar te maak nie, so bytvas. Maar ek dink as julle hier was, jy het gesien die klopvoete, die vibe wat hier was. Dit was waarlik die Heidekoppie familie het saamgekom en fees kom vier. Mag ons vanoggend dan ook daarmee saamgaan as ons aanbeweeg. Het ek iemand uitgelaat? Stefan? Okay. Klaar, wat ek klaar maak, as julle lus. Volgende Sondag soos hier. Oor die klank. O ja, natuurlijk, skitterende klank. Sorry, ek het ja, Tinus, dankie vir jou en jou span ook. Ja, ek wou sê, moet sê, as ek iemand uitgelaat het, wees net, ons sê baie dankie. Waardeer julle spesiaal. Dan volgende Sondag soos die Here wil het ons 2 nagmaalgeleenthede by die 8:30 diens het ons 'n gesins-familienagmaal. So die kinders gaan by ons aansluit, die tieners, almal gaan hier wees. So kom en mans bring van oupa, ouma, almal wat hier kan wees, ons vier saam nagmaal. Dit wat die Here vir ons gedoen het sodat ons die lewe kan hê. Ook by die tweede diens, klassieke diens om 9:15 sal ons ook daar nagmaal vier. Dan die 6de Desember, dit is oor 'n maand. Beplan ons 'n huwelikshertoewydingsgeleentheid wat ons sê I do. Ons wil julle graag uitnooi as jy van die geleentheid gebruik wil maak om net weer julle as huwelikspaar mekaar in die oë wil kyk en sê I do. Net ons huweliksbeloftes hernie. Kan julle inskryf by die kerkkantoor die 18de November is 'n geleentheid wat ons eers by mekaar gaan kom en die beplanning gaan doen vir daardie dag. So asseblief neem kennis daarvan. Kom ons maak dit 'n spesiale geleentheid. Ons het dit 10 jaar terug gedoen. Die eerste keer ek al met 25 jaar getroud was. Die eerste keer 25 jaar. Dit was net een keer dit. Maar die eerste keer wat ons dit die geleentheid daar geskep het, was dit baie kosbaar. So skryf in, maak deel daarvan en laat dit vir ons ook 'n spesiale manier wees om ons huweliksbeloftes aan mekaar te hernie. Van volgende Sondag af, vir 3 Sondae, gaan ons die liedereskat wat kosbaar is vir die geloofsfamilie, gaan ons op fokus. Ek het al 'n hele klompie boodskappe gekry met gunsteling liedere 1 tot 3 en asseblief moenie vir my video's aanstuur nie. Moenie sê Anton, hoe gaan dit met jou en 'n lang storie maak nie. Ek kan ongelukkig dit ook neerskryf nie. Ek wil net die liedere neerskryf. So asseblief, jy het nog geleentheid om tot môre toe om jou gunsteling liedere deur te stuur vir my. My nommer is beskikbaar op die oral nog waar, en jy stuur net vir my daai liedere
En van dit uit gaan ons 'n seleksie maak, 'n fokuslied vir elke Sondag met ander liedere wat dit ondersteun. En dan sing ons dit wat in julle harte leef en dit is julle kosbaar en spesiaal is. Tot sover eers op hierdie oomblik. Sy kan kry, sal ons aangaan. Asai. Kan ek hoor, is daar iemand wat vanoggend waar is die Christuskers? Waar is die Christuskers op hom aansteek? Jy het 'n behoefte om dit vanoggend te kan doen. Enige iemand? Stop hom. Dit raak. Stop jy, stop. Jy is baie welkom. Goed, dit is Stoffel en Hetty Arangie se seun Bram wat vanaand net voorgestaan het. En kan sien daar was hy. Sy seun Bram wat vanaand gaan preek, wonderlike voorreg vir ouers om dit te kan ervaar as jou kind 'n roeping het en dan ook kan begin bedien. So kom ons bid saam, Hetty vir jou. Here baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend stil te word met die seker wete God is een wat ons gemaak het, wat ons herskep het, wat die Gees in ons gegee het en die geloof in ons gewek het. Die een wat ook spesifiek vir mense roep om oral waar jy hulle wil gebruik te bedien. Of dit is in 'n bepaalde werkomgewing, of in 'n spesifieke bediening, of ook dan met die besondere roeping om 'n evangeliebedienaar te wees, soos Bram. Here, ons erken dat U die een is wat hom geroep het. Nie gee hom die geleentheid om vanaand ook die woord te kan verkondig by elke dorp. Ons bid dat U vir hom in rustigheid in sy hart sal gee, dat U vir hom klaar die woord gegee het, die skrif, en dat hy so vanuit sy hart uit in sy verhouding met U ook die evangelie kan deel, kan breek, sodat dit geestelike kos kan wees vir ons elkeen wat dit gaan ontvang. Ons bid vir Stoffel en vir Hetty, vir allebei wat ook seker hier sal wees, dat hulle as familie ons sal ondersteun. Dankie Here dat ons weet U is goed en U is getrou en U is lief vir hierdie familie. Seën vir hulle vandag en 'n besonder ook vanaand. Here, as ons vanoggend hierdie diens verder in U naam gaan bedien, U naam groot maak en eer, kom en kom seën ons. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vanaand net. Ons het die wonderlike voorreg om vanoggend een babatjie te doop. As hy besou die heiliger. Ek vra dat Sjoan en Linda hier by my sal kom staan en ook die grootouers. Nee. Okay. Maar grootjie dalk iemand? Net gou voordat ons met die formulier begin, trourok wat Zoe aan, trourok, die dooprok wat Zoe aan het, kom uit
Linda se trourok wat haar ma gemaak het. Dit is kosbaar en spesiaal. Julle reg? Ons het die week by mekaar gekom, Helen. En ons het gepraat oor die doop. Kortliks net weer, ons gaan verder ook vanoggend nog daarby stil staan. God het na Abraham en Israel gekom en homself kom aanbied en sê, ek wil julle God wees en julle moet my volk wees. Dis die verbondsgod, die een wat ooreenkoms van genade met 'n volk kom maak het. En daardie Here God doen dit nog steeds elke dag. En hy kom ook met julle as gesin en ook met klein Zoe vanoggend om 'n belofte te maak en sê, ek wil jou God wees en jy moet aan my behoort. Wanneer ons kinders gedoop word in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, beteken die drie-enige God is aktief by ons betrokke. Vader wat vir ons lief is, Jesus Christus die enigste verlosser en Here, en die Heilige Gees wat Jesus gesê het, dat ek stuur die Gees om in en by julle te wees. Zoe gaan vanoggend al niks verstaan wat hier gebeur nie. Sy gaan daar die water net voel op haar voorkop, maar dit is juis die rede wat ons doen. Ons kan nie ons verhouding en ons geloof verdien nie, maar die Here kom uit genade as ons nog klein is, en kom merk ons as sy eiendom. Vanoggend het ons hier 'n goddelike toneel wat afspeel. God is die verbondsgod wat sy hart oopmaak en hy het klaar vir Zoe bedink voor die grondlegging van die wêreld gesê, ek wil hê jy moet in die jaar 2025 gebore word en jy het 'n plek in hierdie wêreld. So die verbondsgod kom en hy kom wys sy liefde vir haar. En dan het ons gedink, Zoe, sy is ons verbondskind vandag, ingesluit van kleins af, deel van God se familie. En ons glo dat sy op 4-jarige ouderdom al kan sê, ek is lief vir die Here. Dan Sjoan en Linda, julle is die verbondsouers. Die Here het julle getrou genoeg geag om vir julle kinders te gee, om deel te wees van julle gesin, om julle lewens ryk en vol te maak. En julle te verantwoordelikheid om julle kinders en ook vir klein Zoe groot te maak vir die Here. En dan is die familie hier wat hier is, ek weet of daar nog in die moederskamer is nie. En almal wat hier is, ons is die verbondsfamilie waarby Zoe ingesluit word. En dit is vir ons kosbaar as ons familie groter word en meer word. En kom ons bly vir hulle bid, sodat hulle kinders kan begelei deur die lewensjare wat hier op aarde is. 3 vrae wat kan julle voorhou. Eerstens, glo julle, bly julle dat ons en ons kinders in sonde ontvang en gebore is, onder die oordeel van God staan en eintlik verlore moet gaan, maar in Jesus Christus gered is, geheilig is, afgesonder is, en omdat julle glo, bring julle vir Zoe doop te word. Tweedens, glo julle dat die Bybel, Ou en Nuwe Testament, soos dit saamgevat word in die leerboeke van die kerk, en soos hier by ons geleer word, dat dit die ware leer van verlossing en redding is. En ons het niks meer as dit nodig. En ten derde, julle het klaar belyds van geloof afgelê, vanoggend kom bely julle weer en sê, ek ken die Here as ma, ek ken die Here as pa. En omdat ons die Here ken, gaan ons vir Zoe groot maak vir die Here. En gaan ons ook die geloofsfamilie waarby ons insluit, gemeente ook deur op die stadium. En ons vra, ondersteun ons in die geloofsopvoeding van Zoe. So Linda en Sjoan, wat is julle antwoord hierop? Ja, goed, wonder, en julle nader staan. Maar die foto wil nie julle kan ek weer lees. Okay, goed, Zoe, Heiliger, ek koop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Here God, vanoggend is ons weer diep bewus van u liefde en u genade. Dankie dat u ook u hart van liefde oopgemaak het vir Zoe. Dat u haar gemaak het, diep in die moederskoot gevorm het. Dat u haar geseën het, sy gebore is. En dat sy al klaar vreugde bring vir haar mamma en pappa en boeties. Wil u vir haar ryklik seën, want as sy groot word in die wêreld wat baie keer so die mekaar is. Maar dankie dat ons kan reken daarop, dat u haar gaan hê, gaan haar hou, en gaan haar seën.
bid ek vir Sjoan en Linda, en vir die boeties, familie, om vir hulle te ondersteun, en by hulle te staan. Seën vir hulle as familie, mag hulle 'n huis wees wat vasstaan op die rots Jesus Christus. En mag die genade en die goedheid en die liefde elke dag genoeg wees om hulle deur hierdie lewe te begelei. Mag die Vader, Seun en Gees op Zoe rus en ook op die familie. Ons bid in U naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Zoe, jy het 'n pappa in die hemel wat vir jou baie lief is. So 8.500 beloftes en elkeen van hulle is spesiaal vir jou. Liewe gemeente, ontvang van klein Zoe as ons nuwe dooplid maak. Liefdes, kom ons staan, dan gaan ons die seën saam doen. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
In Psalm 103 lees ons die volgende. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en die een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf, en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie en oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend gee. Ek wil die Here loof, wat my die goeie en oorvloed laat geniet. Walter Bregeman, Duitse teoloog, het op 'n stadium geskryf en hy het gesê, die self praat met die self in hierdie psalm. Dawid praat met homself. Hy het die volgende gesê oor vers 1. Sê, ek wil die Here loof met alles wat in is, wil ek sy heilige naam loof. Hy praat met homself, hy sê, the self reminding self of the fact that all of life must be finally referred to God's goodness. Alles wat in my lewe gebeur, moet op die ou eind gekanaliseer word en gewys word op God se goedheid in my lewe. Dit het my ook vanoggend toe ek stil word weer oor hierdie skrif en vanoggend se diens. Gedink aan Koos du Plessis se lied, die gebed. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net genade. Dit is 'n diep erkenning dat wie ek is en wat ek het, kom van die Here, sy goedheid en sy guns. En dis presies wat Dawid in vers 5 beklemtoon. Hy sê, ek wil die Here loof, wat my die goeie in oorvloed laat geniet. God wil ons die goeie laat geniet. Nie net so af en toe nie, net so 'n klein bietjie op 'n slag nie. Nee, hy wil, soos die ou vertaling sê, hy wil my siel versadig. En as ons versadig neem in sy diepste betekenis, dan sê dit, versadig, as jy nou gister potjie geëet het, en jy het 'n skilpaadjie geëet, en jy het 'n saadjie geëet, en jy het 'n boerewors en 'n hamburger geëet, en pudding en pannekoek, al daai, dan is jy versadig. Waar? Dis wat versadig is. Meer as genoeg. Dis wat die psalmdigter sê, wat die Here aan hom doen. Sy goedheid aan hom. Hy is tot in sy diepste wese, het hy genoeg, hy is volledig. En nou weet ons, al voel dit nie elke dag so nie. Val my lewe partykeer uit mekaar uit, weet ons dat God ook in elke faset van ons lewe daar is. Hy is in jou, as dit nou gehoor, hy is met jou, ons het dit gesing, en hy sal 'n pad maak deur dit wat ons lewens moeilik maak dalk in hierdie oomblik, sodat ons sy goedheid en sy guns kan belewe. Ons gaan nou staan en dan gaan ons 'n gebed sing, 'n diepe lydens Waymaker. Hierdeur erken ons wie God is, net soos die psalmdigter. Hy is een wat die pad maak vir ons elkeen. Hy is een wat wonderwerke doen. Hy is die lig in die duisternis, as ons dit nodig het. Hy is God. So kom ons staan, en dan sing ons Waymaker as ons gebed. You are here.
sê dankie. Lord God, you are our way maker. You are our provider. You make streams in the desert, and you are faithful through every season. This morning we stand before you with grateful hearts. Thank you for yesterday, and thank you for this morning. Thank you for your blessing, for the joy, for the laughter, and for the conversations had yesterday. Thank you for every person who served, gave, baked, prayed, came, bought, helped, loved, and showed up, from the youngest to the oldest. And Lord, we also recognize this. Many of us sit here this morning with thankful hearts, but some of us come this morning with heavy hearts, and that is okay. Because you are the way maker, not only in success and in celebration, but you are also the way maker in confusion, in sadness, in stress, and in moments when we feel overwhelmed. Thank you that you provide in every need, just as you provide in our overflow. Thank you that your goodness is not dependent on how we feel. You are faithful in the good times and the hard times. So Lord, this morning we pause and we say, thank you. We acknowledge that every blessing, every opportunity, and every gift comes from your hand. Teach us not to take your goodness for granted. Teach us to be stewards of your worth that you have given us and entrusted us to look after. Teach us to always see your heart behind the provision. And now as we prepare to read Psalm 100, open our hearts again to praise you, because you are good. Your love endures forever, and your faithfulness continues through all generations, for young and old. Amen. So kom ons lees dan Psalm 100 saam as ons fokusteks vir die oggend. 634 in my Bybel, maar ook op die skerm beskikbaar. Die opskrif is daar: dien die Here met blydskap. Is 'n dankpsalm, word sê presies wat hierdie psalm dan wil doen. En Dawid skryf die volgende: juig tot eer van die Here almal op aarde. Dien die Here met blydskap, kom voor hom met jubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne. Ons is sy volk, sy kudde. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofgesange. Wat hom dank hom, prys sy naam, want die Here is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sy trou duur van geslag tot geslag. Ons lees tot sover. Die psalmdigter help ons vanoggend spesifiek oor 'n naweek waar ons diep dankbaar is vir die Here se goedheid en guns, wie hy is. Kom help hy om ons woorde te gee, om dit wat in ons hart en ons gedagtes lê, te kan sê, te kan sing. En die eerste wat ons baie duidelik sien is dat in die begin van sy lied kom hy en hy sê, ek plaas die fokus op God, want dit is waar dit hoort, op God. So Psalm 100 is deel van 'n groep psalms wat bekend staan as dankpsalms. So in Dawid se eerste ervaring is dat God 'n goeie God is.
En hy bring sy hele wese in beweging. Ons sien hier dat Dawid nie kan stil bly nie, maar dat hy dit moet uitsing, dat hy moet woorde gee aan dit wat in sy gedagtes en sy hart lê, sodat ander dit kan hoor. Dis opgeteken sodat ons dit selfs vandag nog het om te kan lees. As hy sy lewe bekyk, as hy so 'n bietjie terugstaan, sy lewe bekyk, dan besef hy wie hy is, maar hy besef meer as dit, wie God is, aan wie hy behoort. Sy fokus is daarom nie primêr op wat hy bymekaar gemaak het of wie hy is nie. Dit gaan nie vir hom oor sy status nie, oor wat hy bereik in die lewe, dat hy 'n koning is en noem dit alles op nie. Al die rykdom wat hy besit het nie. Nee, dit gaan nie oor hom nie. So as sy fokus skuif dadelik na God. Wie is die Here God in my lewe? As hy besef wie God is, kom hy in beweging. Hy voel nie net dankbaar nie. Dis die een ding, ja, dit is waaroor ons vanoggend praat. Hy voel nie dankbaar nie, maar hy regeer nou. Die gevoel wat in sy binneste het, kom en kry uit in sy lewe. Nie net in liedere wat hy geskryf het, wat hy sing nie, maar ook in sy lewe van wat hy gaan doen het, daarna, hoe hy geleef het. Jy sal al 'n paar Sondae hierdie teksvers gehoor het, 'n gunsteling teksvers van my lewe met 'n besondere stukkie agtergrond. Hoekom Psalm 16 vers 5 my primêre teksvers is waarin ek my lewe bind, dat dit my getuienis is. Want dieselfde Dawid wat Psalm 100 geskryf het en 103 wat ons net aan die begin het ook Psalm 16 vers 5 geskrywe. Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang om alles van U af. En konteks van Psalm 16 is nie 'n gelukkige, maklike tyd nie. Toe hy dit geskryf het, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang om alles van U af, het dit gekom in 'n tyd toe hy gevlug het vir sy lewe voor Saul, wat hy en 'n paar manne rondom hom in grotte moes gebly het in die woestyn, die water en kos noodwendig gehad het. Maar in daai moeilikste omstandighede raak dit sy belydenis, want hy weet, dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor die eer aan wie hy behoort. Geliefdes, ons vier vandag 'n dankfees. Want 44 jaar gelede het die Here hierdie geloofsfamilie hier kom plant in Brackenfell, afgestig in 1981 van moedergemeente. En hier is ons reeds vir 44 jaar. En ons dorp het radikaal verander. Die omgewing het verander, die demografie het verander. 'n Klomp dinge het verander, maar een ding wat vas staan is, die Here het dieselfde gebly van toe af tot en met nou. En as ons kyk na gister, die horlosie net so terugdraai, 24 uur, toe was ons al goed aan die gang met 'n kosfees uit die boonste gestoeltes. Die Here het ons geseën met 'n besondere dag. Besondere kuiergeleentheid en Erwin het dit mooi in sy gebed uitgepak. Hoe almal betrokke was en die tye wat ons saam spandeer het, die gesprekke wat plaasgevind het, die interaksie wat daar was, goeie tye saam met mekaar, ons kon deel daarin. Maar na die aanhef van hierdie lied van Dawid, besef hy ook baie meer in sy verhouding met God. Wie is God regtig waar vir hom? En hy gebruik die volgende: hy is Here God. Hy is die Here God. In die Hebreëus Yahweh Elohim. God word op 'n besondere manier deur Dawid beskryf, want dit gaan oor hom. Dit gaan nie oor enige mensgemaakte afgoedjie wat daar mag wees wat hy gekry het en sê dis die een wat nou vir my gemaak het wie ek is en my gestuur het en my gevorm het en my wil gebruik nie. Hy noem die een met wie hy in verhouding leef, Yahweh Elohim, Here God. Nou as ons dit opbreek, net die twee Hebreëse name van God net opbreek en daarna gaan kyk. Die eerste is Yahweh. Yahweh is die verbondsnaam van God, die verbondsgod. Ons het net nou hier by die doop gewees, ons gepraat oor die verbondsgod. Dis Yahweh die Here. Dis hy wat hom aan mense verbind het.
By die doop het ons gesien, met 'n paar waterdruppels, ek merk jou Zoe as my eiendom. Ek is jou verbondsgod, jy is my verbondskind. Hy is die een wat eerste na Abraham en die volk Israel uitgereik het. God is die handelende God, Jahwe kom eerste na ons toe. As ons geen gedagte het of naby God wil wees, die kom hy na ons toe. En hy sê, ek wil 'n verhouding met jou lewe. Elke dag. Daarna deur al die eeue, aanvanklike ontmoeting met Abraham en met die volk Israel, het God aan miljoene mense deur al die eeue gekom en gesê, voor ons kom staan en sê, ek wil 'n verhouding met jou leef. Ek wil jou God wees. Jy is my kosbaar en spesiaal. Draai na my toe. Leef 'n verhouding met my. Tot vandag toe doen dit die Here dit met ons elkeen. Hy doen dit met ons elkeen. Hy roep ons by die naam sodat ons 'n verhouding met hom kan leef. Toe God vir Moses by die brandende bos ontmoet het hierdie verbondsgod Jahwe vir Moses gesê, ek is wie ek is. Nou julle het dit al raak gelees daar in Exodus 4. 'n vreemde manier wat God homself bekend maak. Hierdie Jahwe verbondsgod, hy sê ek is wat ek is. Wat beteken dit in kort? Dit. God het geen begin of einde nie. God is. Niemand kan dit verklaar nie. Geen mens gedagtes en woorde kan verklaar nie. God is. God kan daarom ook nie verander nie. Soos hy van ewigheid af was en nou is, sal hy wees tot in ewigheid. Die onveranderlike God. God kan daarom ook nie die belofte wat hy maak, die 8.500 daarvan, kan hy nie terugtrek nie. Want hy maak sy belofte en hy bly by sy belofte. Want 'n belofte van God is 'n belofte wat hou. En so kan jy ook vanuit die woord uit kom, of dalk met 'n liedere as jy dit gaan deurgee vir die volgende paar Sondae. Belofte liedere, belofte boodskap, teksverse, om te sê, dis wat die Here aan my persoonlik beloof het. Dis wat hy my beloof het, en daarom hou ek vas vir my lewe. Of jy hele klomp teksverse aanhaal, maar ons spaar dit vir 'n ander dag. Die Here leef in verhouding met jou en my. Dieselfde God wat in die begin daar was, aan Moses verskyn het, aan Dawid verskyn het. Dis die wonder dat hy leef in verhouding met ons. En ons kan dit omdraai en sê, grond van God se goedheid, sy genade en sy liefde, leef ek in 'n verhouding met hom. Amen. Dis wonderlik. Jahwe, die Here, beklemtoon dus God se getrouheid, sy liefde en sy nabyheid. Maar Dawid kom en hy sê, Jahwe Elohim. So wat beteken Elohim? Elohim is die naam van God wat sy almag beskryf. Daar is ander magte en kragte in die wêreld. Ek kan ook sê, die beskuldigde vyand is magtig, maar hy kom nie by God, want God is almagtig. Alle mag wat daar is 'n setel in Elohim, ons God. Elohim is dan ook die eerste naam wat aan God gegee word, daar in Genesis 1 vers 1. In die begin het Elohim geskep, gepraat, lewe gegee, asem gegee aan alles wat bestaan. Die hemel en die aarde geskaap. Dan in hier vers 3, as Dawid dit verder bring, sê erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, ons sy volk, sy eie kudde. Dan roep hy daardie gebeure, hoe die Here vir ons al voor die grondlegging van die wêreld, soos Paulus in Efesiërs 1 vers 4 sê, het hy al jou in gedagte gehad om in hierdie tyd hier te kan wees. Hoe jy gaan lyk, wat jou persoonlikheid gaan wees, wat jy gaan doen, watter passie jy gaan hê, watter gawes jy gaan hê, hoe 'n verskil jy gaan maak met jou talente en jou lewe. God is dus die skepper wat nie net geskep het,
Maar ons weet ook dat hy aktief by ons betrokke bly in ons lewe. Gister weer met iemand gepraat hier by die kosfees, gesê, ek het vanoggend opgestaan, ek het asem gehaal, en ek het my gewone pyne, ek lewe. Dit is kosbaar, te weet, as ek hier is, omdat die God se genade oor my groot is. Liefdes, alles begin en eindig by God. Hy is die skepper, hy is die onderhouer. As Dawid ook God as herder dan erken later, dan dink hy terug aan die tyd toe hy sy pa se skape opgepas het in die veld. En ons weet wat die herder gedoen het. Die herder moes sy skaap oppas. Hy moes hulle bring by water en kos in die woestyn area. As daar Psalm 23 in die ou vertaling sê, my stok en my staf, of u stok en my staf, die vertroos my, dan beteken dit, hy het 'n stok gehad om die vyand weer af te weer, en 'n herderskierie gehad om dan die hak voor om nader te trek en te beskerm en veilig by hom te hou. Dawid het geken en hy het God beleef as een wat ook sy herder is. Hoop jy kan vanoggend dit ook erken dat God is Yahweh en Elohim, jou Here, die verbondsgod, Elohim die Almagtige, dan 'n persoonlike herder wat by jou is en saam teen die pad stap. Saam met Dawid wil ons juis hierdie God vanoggend dank, want hy is by ons. Dan die derde wat vir ons uitstaan, is wanneer hy hierdie kort lied van hom begin afrond en sê, want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die Hebreëse woord vir liefde is gesed, wat 'n diep verhouding uitpak en sê, dit is hoe God se liefde, sy alles, niks word teruggehou, sy alles gee hy vir ons. Dit laat dink ons ook aan wat Johannes geskryf het in 1 Johannes 4 vers 7 tot 8. As daar nou gewonder geraak word is, wie is God? Dan sê hy die volgende, lees ons daar vers 7, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, dit moet ons doen, want liefde kom van God, en elkeen wat lief het is 'n kind van God, en ken God. Dan die kontras, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, dan die belydenis van God is liefde. God is liefde. God het nie net liefde nie. Hy het nie net liefde wat hy vir mense kom gee nie. Hy besluit nie as hy oor elkeen se lewe gaan kyk en sê, nou maar goed, jy het om Jan het 'n klein pakkie liefde nodig, want hy moet hierdie paar mense liefde gee. En vir Marlies, nee, sy het baie liefde wat sy moet gee, so sy het 'n groot pakkie nodig. Die Here gee vir ons al sy liefde wat ons nodig het, om elke dag te kan lewe. Niemand word oorgeslaan nie, niemand kry te min nie. Daar's nie 'n sakkie vir A, B en C nie. Dis net uit God self kom die liefde. Want liefde is 'n wesenskenmerk van God. Hy is liefde. So wanneer ons dus in geloof en uit genade aan God gekoppel word en in 'n lewende verhouding met hierdie Here God leef, kry ons volledig deel aan liefde. Daarom dat Dawid in 'n hele paar van sy psalms sing die volgende, aan God se liefde is daar geen einde nie. En eintlik wil hy sê, aan God is daar geen einde nie. Want God is liefde. God kan nie opraak nie. God kan nie afgemaak word tot 'n klein ietsie nie. Hy is liefde. Wat my die week opgeval het in my lees en dink oor Psalm 100, is dat Dawid God se goedheid en liefde direk aan mekaar koppel. Dis waarom hierdie Psalm so goed pas by vandag. God is liefde, maar God is verseker ook goed. Dink byvoorbeeld op Psalm 34 vers 9. Daar skryf Dawid, ons het sintuie. Gister kon ons kos ruik, ons kon dit sien, ons kon dit proe. Kon die belewenis hê, hy sê daar, smaak of proe en sien dat die Here goed is. Die ou vertaling, smaak en sien dat die Here goed is. Proe dit, en sien dat hy goed is. Die nuwe vertaling,
kom en ondervind en sien self dat die Here goed is. So wanneer Dawid sê die volgende, die Here is goed, sy liefde duur tot in ewigheid, dan beskryf hy eintlik die twee kante van dieselfde munt. God is liefde en God is goed. En die twee kan nie van mekaar geskei word nie. Dit hoort by mekaar. God se goedheid wys hoe hy is. Hy leef dit uit, vol genade, vol waarheid, vriendelik, opreg, die beste wat hy van ons bedink. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle wil hê, voorspoed nie, teëspoed nie. Vir die toekoms gee 'n verwagting. Dit is die goedheid van die Here. Wanneer ons bely vanuit die Psalm saam met Dawid, God is liefde, dan sê hy, God se liefde, die Gesed, wys hoe hy dit uitdruk. Deur getrouheid, deur sy ontferming, deur sy barmhartigheid, deur sy redding wat hy gee, sy regverdige kyk na ons lewe en ons gebruik in die wêreld. Twee kante van dieselfde muntstuk, een God. En sommer net vanuit die wetenskap, as ons die son sien, dan sien ons uit die son hitte wat ons kan voel en lig wat ons donkerte ophelder. Een son, lig en hitte. Een God. God is liefde. God is goed. So kom ons loof dan ook nou hierdie Here saam, wat die bron is van goedheid en van liefde. Ons gaan staan, geliefdes. Ons gaan 'n responsoriese gebed doen, sal op die skerm verskyn. Dankie Jan. Jy kan maar nader kom. Bly stil. Die A, die wit gedeelte is my gedeelte, die geel is julle sin. Dit kom uit Psalm 118 uit. Dis 'n belydenis, dis 'n erkenning wie God is, en dat ons hom wil loof en wil eer. So kom ons doen dit saam. Loof die Here, want hy is goed. Sy liefde is daar geen einde nie. Die gemeente met oop deure moet getuig. Sy liefde is daar geen einde nie. Die wat die Here dien moet getuig. Sy liefde is daar geen einde nie. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog Here. Gee tog voorspoed Here. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God, skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf my takke, gaan tot by die horings van die altaar. U is my God, U wil ek loof, my God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Sy liefde is daar geen einde nie. Amen en amen. Geliefdes, nou gaan ons die Here se naam groot maak met lofprysing en ons gaan sing oor sy goedheid. En Timoteus gaan ons lei in die begin van hierdie prys. So kom ons lig die dag. As jy dankbaar is wat gister gebeur het en in jou lewe al gebeur het, dan is dit nou tyd dat ons hierdie dag lig. Kom ons loof en prys die Here. Praise in the valley, praise on the
praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? No, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it? No, I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'm gonna praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Ek het die lief, want die liefde dra my dagelijks. Al my dag is ek veilig in die hand. Van die oomblik as ek opstaan, tot ek weer gaan slaap, sal ek luister oor die goedheid van God. In my Heer was liefde groot.
Geliefdes, ons gaan die geleentheid gebruik om die Here nou te dien met ons offergawes en ons orkes gaan ons bedien met die lied This Is My Offering en daarna gaan Rihanna vir ons 'n gebed doen. So kom ons dien die Here met ons offers vandag. Vader, ons bring U vandag ons dankgebed. Ons juig tot eer van die Here vandag. Dit is goed om U, o Here, te loof, om U naam te besing, Allerhoogste, om vandag en elke môre van U liefde te getuig en elke aand van U trou, om dit te doen met snaarinstrumente, met harp en lier, met ons offers van lof, Here.
Groots is alles wat U doen, Here, ondeurgrondelik U gedagtes. U is die krag waarin ons roem, en dit is ons sterkte, dat ons U guns geniet. Ons bring vandag ons offer van lof en dank aan U, ons troue Heer. En dit is met blydskap en gejubel en lofsange, wat ons tot U nader, ons troue wonderlike God, U wat voorsien, U wat ons oorlaai met U liefde, goedheid en genade. Hoe wonderlik is dit, Here, om in U tempel te mag staan en U naam groot te maak in die hele gemeente. U is vir ons meer werd as al die geld, alles wat ons besit en ook ons lewens. Daarom kan ons nie anders as om U te loof en prys en in diepe ootmoed voor U te buig en dankie te sê vir wat ons uit U hand ontvang. Selfs ons kosfees gister was 'n wonderlike getuienis van saamwees en werk, van gee en ontvang, van goedheid en genade. Dankie dat dit uit U hand is wat ons soveel goedheid en genade ontvang. Mag ons lewens 'n lewende getuienis wees van U goedheid. Bemagtig ons om U met blydskap te bly dien en altyd met 'n gesindheid van dankbaarheid te leef. In die heilige naam van Abba Vader, Jesus ons Christus en Heilige Gees bid ons dit. Amen. Een laaste gedagte. Dit is waartoe Dawid ons oproep. Tot 'n respons. My hele lewe, my alles. Daarom, dit wat hy sê, juig tot eer van die Here dat ons dit konstant in ons lewens sal doen. Tweedens, kom ons sing dankliedere. Sing dit deur en deur. Dank die Here vir wie hy is, wat hy gedoen het en hoe hy by jou is elke dag. Lofsange soos ons nou gedoen het, gaan daarmee voort om dit te doen. En dan op die einde, soos ons net nou ook verklaar het, vanuit Psalm 118, soos 'n refrein. Dien die Here met blydskap, want aan sy liefde is daar geen einde nie. Dankie dat jy opgestaan het en die Here gedien het in jou verlede, gister, vandag, jou hele lewe. Mag jy weet, Dawid het 'n belewenis gehad op wie God is. Mag as jy ook besef wie God in jou lewe is, jy konstant hom sal dien en hom sal verheerlik en sy naam groot maak. Liefdes, kom ons staan en sluit ons af met Psalm 100, 'n bereiming van juist Dawid se lied wat hy geskryf het 1000 jare terug, en daarmee maak ons die oggend klaar. Kom
Elohim, die verbondsgod, die almagtige, teenoor wie jy jou dankbaarheid nou uitgesing het en hoe jy gaan lewe en dien. Daar die Here God is by jou. Die Here is voor jou om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here is agter jou om te keer dat die Satan nie jou lewe en jou liefde en jou vreugde in jou lewe kom steel. Die Here is onder jou om jou te dra in tye as dit regtig moeilik gaan in jou lewe. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is bokant jou om jou te seën. En die Here is binne jou om jou te lei deur sy Heilige Gees, vandag, môre en tot in ewigheid. God se mense sê hierop. Amen en amen. Blessings, gaan rus lekker, kyk lekker cricket en geniet die res van die week.